Jy is ingeskakel op DAK Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook. Jy is ingeskakel op DAK Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die DAK Facebook radiostasie. Laat jou hart om neerbuig voor die Here. 'n Hart vol lof en dank in die vrees van die Heer. Ewig en altyd loflik voor hom. Dien hom met alles wat jy is. Dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, maar enige plek, enige manier, enige tyd, voor sy aangesig. Laat jou hart om neerbuig voor die Here. 'n Hart vol lof en dank in die vrees van die Heer. Ewig en altyd loflik voor hom. Dien hom met alles wat jy is. Dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, voor sy aangesig. Nie net 'n knie wat kniel, nie net 'n knie wat kniel. Dien hom met 'n hart, vol lof en heerlikheid. Dien hom met alles wat jy is. Dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, met 'n volkome hart voor sy aangesig. Dien hom met alles wat jy is. Dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, voor sy aangesig. Goeiemôre en jy is ingeskakel op die DAK Facebook radiostasie waar ons so lekker mekaar bemoedig, stig, aanmoedig, toerus vir ons dienswerk wat ons almal moet doen. Dit is waaroor die gawes en die bediening gaan, is om mekaar toe te rus, sodat elkeen weer sy dienswerk kan gaan doen. Disippels gaan maak, elkeen word 'n disipel en dan moet hy weer disippels gaan maak. Nou baie welkom vanoggend by ons program hier op die DAK Facebook radiostasie. En ons gaan vanoggend weer lekker saam Bybel lees. Dit is die myn ding wat ons in die oggende doen, Maandag, Donderdag en Vrydag. Lees ons lekker saam uit die Bybel uit. Ons verduidelik die skrifte soos ons gaan. En ek dink dit raak vir ons almal so lekker duidelik. En ek besef weer eens dat as 'n mens dit aanneem wat die Here Jesus Christus met ons gedeel het, kan ek vir u sê, jou hele lewe verander. Jy verstaan waaroor die woord van die Here gaan. Want daar is sekere beginsels wat ons moet uitsorteer, wat ons moet verstaan in die woord van die Here. En as jy daai beginsels verstaan, as jy hom so het, kan ek vir jou sê, dit is asof jy dan die hele woord in konteks verstaan. Waaroor dit gaan, hoe jy moet leef, wat is die kennis wat jy moet hê om toe te pas in jou geestelike lewe, want die kennis wat ons moet hê om toe te pas in ons geestelike lewe, gaan oor liefde. Enige kennis wat 'n mens nie verander nie, is dooie kennis. Dis daai kennis wat doodmaak in die innerlike. Want as jy wegkruip agter die woord van die Here en jy verander nie en jy leef dit nie en jy doen nie wat die woord vir jou sê nie, dan raak dit dooie kennis. Maar as jy die kennis in jou hart het en is lewend en jy doen dit en jy pas dit toe en dit verander jou hart en jou innerlike, dan is dit daai lewende kennis
wat jy in jou binneste het. So dit is hoekom ons die woord van die Here so lekker saam lees. Dit gaan nie daaroor om 'n klomp kennis by mekaar te kry nie. Dit gaan daaroor om mekaar aan te moedig om volgens die woord van die Here te lewe. Ja, ek dink Michelle sê lank 'n bietjie saag. Ek wil net so maak. Dit gaan beter wees. Daar sê. Hoor julle my nou? Ek glo julle gaan my nou hoor. Jy sê bietjie saag. Jy sê bietjie saag. Ja, so die kennis wat ons moet hê, wat ons moet toepas, wat ons moet doen is liefde. En wat is liefde? Dit is om alles te doen volgens die woord van die Here, volgens die woorde wat die Here Jesus Christus met ons kom deel het. Dis woorde van lewe. Dis nie harde woorde as jy dit aanneem nie, maar as jy dit nie aanneem nie, is dit harde woorde, dan raak dit gebod op gebod, reël op reël, ek mag nie, ek mag nie, ek mag nie, maar as 'n mens dit van harte verstaan, en jy voer dit van harte uit, kan ek vir jy sê, die woord is amazing. Nou ons gaan volgende eers oopmaak met gebed, voor ons begin om die woord te lees, en Avani verjaar vandag, ons gaan ook vir Avani bid, en ons gaan ook vir Amorai bid, dat die Here haar help, daar waar sy is. Dolla het gisteraand vir my laat weet, sy is oorgeplaas, hulle sal na kyk, dit het beter gegaan met die bloeding, so ons bid nog steeds saam vir Amorai. Ek sien Dollaatjie is vanoggend ingeskakel, ek weet nie of daar nog verdere nuus is nie, so deel dit asseblief met ons, Dolla, as daar verdere nuus is. En klein Sandra is gister gebore, ag my moeder, 3.6 kg, 55 cm, 'n billetjie van 'n kind. So opgewonde en dankbaar teenoor die Here ook vir dit, en baie seën ook met dit, Dolla. Ons glo en ons vertrou en ons hoop dat dit vir jou net vreugde en blydskap in jou lewe sal bring. Ouma Dolla, daar sê. So ja, kom ons bid volgende lekker saam, en dan gaan ons ook vir Avani bid. Klank helder. Right. Kom ons bid lekker saam. Vader, ons sê volgende vir U so baie dankie. Wat 'n voorreg het ons. Toe ek my oë volgende oopmaak, toe dink ek, Vader, as daar enigiets is wat ons nie kan uitsorteer, of wat ons kwel, of Here, wat ons nie weet watter kant toe nie, dan kan ons na U toe gaan. Daar is soveel hoop by U. Vader, net om met U te praat, gee vir mens soveel hoop, dit gee vir mens soveel berusting, dit maak mens sy hart so vredevol, om te dink, Vader, U weet van alles, U sorteer uit volgens U wil, U plan, Here, U weet presies wat om te doen, U ken elke mens, U weet hoe om te trek, U weet hoe om te red, U weet hoe om te verlos en vry te maak, en Here, dit is ook die deel wat ons vanoggend so lekker oor gaan lees hier in Matteus 7, en ek wil bid, Vader, dat U asseblief my die wysheid en die kennis sal gee vanoggend, om dit oor te dra soos wat dit in my hart lewend is, Vader. Baie dankie daarvoor. Here, ek wil ook bid vir Avani vandag, dat U, Here, haar sal deurdra in die jaar wat voor lê, 'n jong kind, Here, wat nou net begin het met haar swattings, Vader, en ons wil vir haar bid dat sy nugter sal bly, waaksaam sal bly, by U sal bly. Sy is so lief vir U in haar hart, Here. En tog besef ek, Vader, die jong mense gaan deur 'n geweldige druk op hierdie stadium. Waarever hulle self bevind, is daar soveel druk. Here, en dit is moeilik om staande te bly. Dit is moeilik om nugter te bly en by U te bly. Maar ons bid vanoggend vir ons kinders, Here, dat U hulle sal help, Vader. En spesiaal vir Avani vandag met haar verjaarsdag, dat U haar ook sal deurdra, Here. Dat U altyd, Here, net, Vader, sal bewaar van hierdie wêreld. Here, dit is altyd so groot saak, dat ons net bewaar word van hierdie wêreld, van die bose, Here. Baie dankie daarvoor, Vader. En ons loof en ons prys U dat U haar net help en deurdra. Vader, en so wil ek ook bid vir Amorai vanoggend, Here, Dolla se skoondogter wat in die hospitaal is. Here, met die bloeding na die ou babietjie, Vader, ons wil bid dat U haar sal help, dat U haar sal ondersteun, dat U haar sal genees, en dat U vir die dokters wysheid en insig sal verleen ook oor haar saak, Vader. Dat sy kan huis toe kom, Here, en daar geen komplikasie verder sal wees nie. Asseblief, Here. Ag, Here, haar hart hunker ook na U, en ons wil bid volgende, Vader, dat sy daai hart van haar kan oopmaak en kan oopbreek, Vader, en U net kan innooi, en Here, net 'n kind van U kan word, Vader, sodat sy gered kan word, Vader. Baie dankie daarvoor. Ons loof U net volgende, want ons besef, Here, dit gaan oor elkeen se siel, dit gaan oor elkeen se innerlike. Here, dit help nie net die vleeslike saak sorteer uit, en die siel is nie gered nie, Here. En daarom kan ons net bid vanoggend vir siele, Vader. Here, ons hele hart, ons hele wese, ons hele lewe, alles, Here, draai daarom, om te verstaan dat daar siele is wat gered moet word. Baie dankie, Vader, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Dit is so lekker om saam te bid. Ons bly bid vir almal, ons bly bid vir Avani.
Ons bly bid vir al ons jong mense, almal wat eksamen skryf vandag, geweldig, die matriek skryf eksamen, die hoërskoolkinders skryf eksamen, die laerskoolkindertjies skryf eksamen, dis rof in huise. Die tensla, hoe mens die spanning, dan sê ek die tens. Dit is getens. Die spanning loop hoog. Sê ja, ons bid regtig dat die Here almal sal help, versterk, krag gee, wysheid, insig verleen en dat hierdie tyd ook kan deurkom. So ons dink aan almal, ons bid vir almal en ook dat die kinders staande sal bly. Ek besef, ja, dit is so 'n druk op die kinders. En gister toe ons weer so tussen die kindertjies is en ek dink dit is die amazingste kinders wat ek ken in hierdie gemeente, in hierdie bediening. Almal is so respekvol en hulle eerbiedig die Here en hulle is lief vir die Here en hulle verstaan wat die waarheid is. En as ek baie keer hoor so as daar dinge by die skole uitgaan, hoe die kinders dadelik weet, maar dit is nie reg nie. Dat hulle sommer vir mekaar kyk en dan maak hulle sommer so, want hulle weet, wow, dit wat hulle hier hoor, dit wat hulle uit die woord uit hoor, dit strook nie met dit wat hulle by die skole hoor baie keer nie. En dit is hoeveel kinders wat onder daai verleiding sit. En dan is dit baie keer mense in gesagsstrukture en natuurlik moet die kinders onderwerp aan dit en dit is geweldig moeilik. Maar as ek net dink hoe ons kinders wakker is en waaksaam is en by is en hulle hoor wat uitgaan en gister toe hoor ek sommer word ons genaaap. En dit wat aan Karen sê en dan word dit in so 'n skril stemmetjie oorgedra. So ja, dit is seker hoe almal my hoor. En dan met oom Stanley daarna sê dit is so oulik, jy sal die kinders opdruk en opvreet. Hulle is so oulik. Ja, so ons geniet ons kinders en ons bly vir hulle ook bid dat die Here hulle ook sal bewaar, sal deurdra en sal help. Dat hulle altyd lief sal wees vir die Here en sy hinkering sal hê na die Here. Nou kom ons luister net eers weer 'n bietjie 'n lied voor ons oorgaan na die skriflesing toe. Asseblief kry jou Bybel reg, jou pen, jou notaboek, wat jy ook al nodig het vir oggend, kry dit reg en dan gaan ons lekker deur Matteus 7 lees. Ons gaan kyk tot waar ons kom. So kom ons gaan lekker deur dit gaan vir oggend en ek gaan sommer vir ons 'n lied speel. Ek en my huis, ons sal die Here dien, want ons is so opgewonde. Ons innerlike is ons huis. Ek en my huis sal die Here dien. So ek moet altyd by die Here bly en natuurlik ook almal in my huis moet ek die voorbeeld wees sodat almal wil die Here dien. So kom ons sing lekker saam met hierdie lied vanoggend. Vrees die Here nou, dien hom in waarheid, wees aan hom getrou. Verwyder gode van jou tyd, breek met wat jou hart vashou. Ons staan, daar is 'n keuse, want elke hart moet besluit. Wie sal jy kies om te dien? Laat los wat jou bind, die wêreld maak blind, geroep om hom te dien. 'n Lewe vol van lig, ek en my huis, ons sal die Here dien. Met opregtheid en waarheid, hy alleen moet my sien. Geen ander God sal staan, ek kies vandag, ek sal U dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Deur sy Gees lewe, nuut en rein van binne. Genade, vergifnis elke dag, in hom alleen lê al my krag. Elkeen dra 'n huis wat nie oë kan sien, 'n geestelike tempel waar die waarheid moet dien. Met my hele hart wil ek U dien. Maak erns met jou lewe nou, dis tyd om reg te bou. Die Gees gee lewe, maak jou vry. Laat hom in jou bly. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Met opregtheid en waarheid, hy alleen moet ons sien. Geen
God en Jesus woon nou binne, deur sy gees in my huis waar die Here dien. Los elke afgod, breek elke band, gee om jou hart. Moenie uitstel, moenie afstel, word 'n huis vir hom, leef heilig en vry. Ek in my huis, ek sal die Here dien, met alles in my, deur die Gees in my siel, 'n tempel van die Gees waarin U woon, net U alleen vir ewig Heer. Ek in my huis, ek sal die Here dien, die Gees leef in my, oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, maak skoon en rein. Genade oorvloedig, vergifnis so vry. Here, ons lewe behoort aan U, net aan U vir ewig bly, met 'n huis waar die Here dien. Wow, toe ek nou so na die lied luister, te hoor ek die hele evangelie. Dis amazing. Daai vergifnis so vry in ons lewe. So as ons vergewe en ons kom vry, kan ek vir sê ons is so vry in ons harte. Dit is wat ons nodig gehad het. Dis kom Here Jesus Christus gekom het, is om daai vergifnis te kan ontvang. Nou kom ons gaan oor na Matteus 7 vers 1 toe. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Nou, as ek eers dink aan die oordeel, ons verstaan baie keer nie hoe werk die saak van oordeel nie. Ek wil net gou so 'n bietjie terugtrek. Hoe werk die saak van oordeel nie? Want jy kry 'n regverdige oordeel en jy kry 'n onregverdige oordeel. Is dit nie so nie? So, as 'n mens iemand bedien met die woord van die Here, as jy die wedergeboorte oordra, en iemand sê vir jou, moet my nie oordeel nie, daai is nie oordeel nie. Daai is, ek wil jou help om by die Here uit te kom. Ek sien jy's verlore. Ek sien daar's 'n probleem in jou lewe. En nou wil ek jou help om by die Here uit te kom. Nou bedien ek vir jou die wedergeboorte. En onthou net, as die woord uitgaan na mense toe, gaan hulle altyd vir jou sê, moenie my oordeel nie. Want wat gebeur onmiddellik op daai oomblik? Die persoon weet, hy het nie sy hart vir die Here gegee nie, hy weet hy's op pad hel toe, hy sit met hierdie wroging in sy lewe, en nou kom jy met die woord, en dit tref sy innerlik, en dit tref sy hart. Amen. En wat gebeur nou? Hy gaan veroordeeld voel, deur die woord van die Here. So daaroor moet ons nie ons koppe breek nie. As jy die woord aan iemand bedien, as jy wedergeboorte bedien, en jy val hom natuurlik nie aan nie, en jy is nie kwaad nie, en jy is nie lelik nie, dan oordeel jy nie. As jy in opregtheid na iemand toe kom, en jy het net 'n saak aan met daai persoon se siel, dit is nie oordeel nie, maar die onregverdige oordeel. Ons oordeel baie keer op wat ons sien, uiterlik. Nou enige iets wat mens uiterlik oordeel, is onregverdig. Jy kyk byvoorbeeld na die persoon se voorkoms of optrede, of hoe hy lyk, of wat hy doen, of wat ook al die geval mag wees. En volgens dit, oordeel jy die persoon. Jy voel sommer al klaar, hierdie persoon is te sleg om hemel toe te gaan, God kan nooit hierdie persoon red nie, kyk hoe sleg is hy, kyk hoe is dit dood, en kyk hoe dat, dit is 'n onregverdige oordeel, want dan gaan dit nie oor die innerlike van die mens, waarmee jy moet besig wees. Dit gaan oor 'n uiterlike saak, dit is dinge wat jou afkeer in is, jou standpunte werk nou nie lekker in hierdie persoon se uiterlike idees en dinge nie, so dan oordeel jy volgens dit. En dit is my so mooi, die woord sê ook hierso, pas op wat jy hoor. In Markus 4 vers 24. Markus 4 vers 24. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. So wat nou gebeur is, baie keer sit ons in gesprekke, en het raak hy julle skinder. En
dit raak bepraatsiek en dit raak bemoeisiek en dit raak naderhand 'n hele persoonlike saak oor iemand se lewe. Sy gewoontes, sy idees, sy optrede, dit wat hy is, dit wat hy doen, alles raak 'n issue. Okay? En jy begin volgens dit oordeel. Nou hoor jy dit en nou vel jy sommer 'n oordeel oor daai persoon wat jy dalk nie eens ken nie. En dit is hoekom ons baie keer wanneer ons in huise kom en mense begin oor hulle familielede praat en die tannie doen dit en daai oom doen dit en hierdie en sis en so. Dan sê ons nee, ons wil dit nie hoor nie. Want dit is skinder, dit is kwaadpraat. En baie keer voel ons as kinders van die Here, ons het die reg om so oor mense te praat. Nou as jy begin persoonlik raak en jy haal daai persoon se slegte punte volgens jou. Ja, ons voel baie keer 'n ou het slegte punte. En ons begin dit aanhaal en ons begin daaroor praat en ons begin daaroor top. Dit is oordeel, want dit is 'n onregverdige oordeel. Jy weet nie regtig wie daai persoon is, wat hy is, hoekom hy doen wat hy doen en al hierdie dinge nie. So ons moet net die twee verstaan. Daar's twee oordeele. Okay. Regverdig en onregverdig. So wat het nou gebeur is, baie keer dan sê, want die woord sê so mooi vir ons, hy sê, die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. So baie keer is ons so onbarmhartig met mense. Ja, is so. So ons gaan daai onbarmhartigheid ontvang. Sure. Ons gaan met daai harde woorde van ons, daai onregverdige oordeel van ons, gaan ons mee gemeet word. En die meeste van die tyd kan ons dit self nie hanteer nie. Yes. Maar ons meet. En dan wanneer dit terugkom na jou toe om gemeet te word, dan skiet jy hierdie tantrum, of jy huil, of jy nou voel die Here het jou nou verlaat, en al hierdie dinge, maar jou mond is groot om 'n ander een te oordeel. Sure. Okay, so as ons hierdie ding het, nou wat vir my so mooi is, en hierdie is een skrif, in Jakobus 2 vers 13, Jakobus 2 vers 13, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel, want as ons onsself, en dan volgende skrif in 1 Korintiërs 11 vers 31, want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. En dit is my so amazing, as jy barmhartig is, sal dit roem teen die oordeel. So jy wil met barmhartigheid gemeet word, as jy barmhartig is. En ongelukkig ons natuur, ons denke en idees baie keer is so hard, dis so ongenadiglik teenoor ander mense, dis nie barmhartig nie. Nou wat is daai barmhartigheid as 'n persoon nie die Here dien of wat ook al nie? Dit is om vir sy siel te bid. Dit is om daai effort in te sit, Here, ek verstaan, hier's 'n probleem in hierdie persoon se lewe, hy het U nog nie gevind nie. En nou bid jy vir daai persoon met barmhartigheid in jou hart, dat die Here sy siel kan red. Nou kom ons by die broeders. En hy sê, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sê jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uithaal en kyk, in jou eie oog die balk. Nou wat nou gebeur is, ons sien baie keer ons eie broers en susters doen dinge wat ons nie van hou nie. En dan begin 'n onregverdige oordeel. Jy oordeel op dit wat jy sien, op die dade, op die voorkoms, of wat ook al die geval mag wees. Maar as jy barmhartig oordeel, dan dink jy, Here, ek sien my broer of my suster doen dit of dat, of hulle sukkel nog met dit, of hulle sukkel nog met dat, en nou gaan jy met daai barmhartigheid en jy gaan bid vir hulle, of wanneer daar 'n geleentheid is, dan kan jy dit mooi uitsorteer, mooi daaroor praat, gesels, raad gee, die dinge uitpraat. Verstaan, dit is daai barmhartigheid, en daai maat sal weer ook na jou terug toe kom van barmhartigheid. Maar as dit hard is, en dit is hierdie lelike oordeel, kan ek vir jou sê, jy word self daarmee gemeet, en die meeste van die tyd is ons skuldig, presies aan dit wat ons ander mee oordeel. Presies. Maar ons kom dit baie keer nie agter in ons eie lewe nie. Nou, ek dink ook daaraan dat 'n mens moet ook net verstaan, dat jy mag goed en kwaad van mekaar kan onderskei. Jy kan nie alles gaan goedkeur waarmee mense besig is nie, en dis ook baie keer die probleem. Yes. Dan raak ons amper betrokke in mense se lewens, en jy keer naderhand baie dinge goed, en jy praat baie dinge weg, as om te verstaan in jou hart, Here, die saak is 'n probleem, kom ek gaan bid. En as daar die geleentheid voorkom, jy kan ook met iemand oor die Here praat, dan doen jy dit. Jy kan ook met jou broer of suster mooi uitsorteer en praat, dan doen jy dit. Verstaan, dit is die regverdige
oordeel. Amen. So, Maar dis alles wat op die oog, op die sig geoordeel word, kan ek vir julle sê, en weet jy wat, dit maak mens bitter. wat jy hoor en wat jy sien. Dit maak mens ongelooflik bitter. Want nou is jy naderhand so bitter teen 'n persoon, dat jy nie eens agterkom wat is jou optrede nie. En ek kan vir julle sê, dit ryg uit 'n mens se mond uit, die persoon dit en daai persoon dat, en hierdie omstandighede en daai en dit en dit. En dit maak dat almal om jou besoedel word met jou bitterheid. Ja, dit is so. Maar as jou oordeel barmhartig is, gaan jy baie meer dinge verstaan. Jy gaan baie meer nuttig wees in God se koninkryk. Jy gaan kalmte en vrede in jou hart hê om die woord en daai mooiheid oor te dra. So het ons hom. Nou sê hy, haal die balk uit jou eie oog uit. Ons is so skuldig aan baie dinge. Maar dan oordeel ons 'n volgende persoon, 'n ander broeder. Hy sê en hy so en so en so en so. Maar as jy die woord aanneem en begin toepas, dan verdwyn daai balk wat in jou oog is. En dan kan jy die splinter dalk in 'n ander ou se oog sien. Maar ek kan vir jou sê, as jy jou lewe begin uitsorteer, is daar soveel liefde in jou hart om die ander persoon te help, te bid, barmhartig te wees teenoor die volgende persoon. Is dit nie mooi nie? Sjoe, Ja, is stunning. ek dink daai punt is vir ons duidelik, nê? Ja, Vader, kyk na ons harte. Baie keer doen mense die mooiste goed met 'n vrot hart en ook slegte goed met 'n mooi hart. Net hy ken ons hart. En dit is ook so. Dankie Sonja vir dit. Dit is awesome. Wat ook gebeur is, ons oordeel baie keer as iemand nou lyk na 'n goeie persoon. Dan oordeel ons sommer daai persoon is nou 'n goeie mens. Sy goeie dinge doen. Want hy doen goeie dinge. So hy gaan sommer outomaties hemel toe. Want hierdie is regtig 'n goeie mens. Maar wat sê die woord? Net God is goed. Jesus Christus het hom nie eens dat goed noem nie. Né? En baie keer oordeel ons verkeerd, want ons kyk net na 'n daad wat die persoon gedoen het, maar hy doen dalk 'n goeie daad vir jou. Maar wat doen hy met 'n ander persoon? Is hy regtig 'n goeie mens? Die volgende persoon behandel hy dalk sleg. So ons moet regverdig oordeel. En al hoe ons dit kan doen is om die woord van die Here te verstaan. Die eerste ding wat by jou gaan opkom as iemand vir jou sê ek is 'n goeie mens of ek is hierdie goeie persoon, gaan die skrif dadelik by jou opkom en die gees van die Here gaan jou dadelik herinner. Niemand is goed nie. Net God is goed. Nou ek wil volgens vir ons die liedjie gespeel het, maar dit is nou nie op ons rekenaar nie. Ons het so mooi lied. Net God is goed. Geen mens is goed. Hy alleen is goed. Die Here Jesus Christus het hom nie eers laat goed noem nie. Okay, so ons het hom so. Ons het hom so. Ons oordeel moet reg wees. Ons moet verstaan waaroor die woord van die Here gaan. Nou as die woord van die Here in jou hart is en hy's lewend, dan is die Gees daar om die skrif by jou op te bring wanneer jy in situasies is en jy raak dadelik nigter. Yes. Okay, so dit is ook ons belangrik is om die woord in 'n goeie en 'n edele hart te bewaar. O, daai is ons wekkertjie, daai is ons wekkertjie. O nee, ons is al lank al op. Ons lees al Bybel wekkertjie. So ja, dis amazing om dit so te verstaan. Prys die Here. Ek hoop almal is by met dit. Okay. Ja, en dit is ook 'n groot saak dat ons is baie keer verstaan ons nie dat God die persoon se hart verstaan nie. Ons wil inklim, ons wil verander, ons wil uitsorteer, ons wil sê, ons wil doen dit wat God moet doen in die mens se lewe. Want God ken elkeen innerlik. Hy weet hoe om elkeen te trek. Hy weet wat is elkeen se probleem. En ons kan nie die werk van die Gees doen nie. Ons kan net vir daai persoon bid. En wanneer 'n geleentheid hom voordoen, bid vir wysheid om wel met die persoon te kan deel. Ek wil dit altyd genoem hierso. Ons is baie keer so gefokus om te dink ons sien ander mense se sondes en foute raak. Die groot probleem is ons kan eintlik ons lewe so inrig dat ons net foute en net sondes raak sien. En dit is wanneer ons oordeel regverdig is, dis wanneer ons bitter raak teenoor mense. Onregverdig is. Onregverdig is. Dis wanneer ons bitter raak teenoor mense, want die groot ding is ons is so gefokus op die ander ou se sonde. Ja. En dit is eintlik presies wat Karen nou vandag sê. Weet jy wat? Kyk jy na daai persoon se siel of kyk jy na sy sonde? Is so. En ons kan
gefokus wees. En die groot ding is, as ons fokus kan wegkrimp, dan die sondaar is die sondaar, hy moet die sonde doen. Yes. Daar is niks wat jy daarin kan verander nie. Die een sondaar volgens ons oordeel, doen meer sonde as die ander persoon. Ja. Maar onthou net, iemand gaan hel toe, omdat hy nie weergebore is nie. Dit is die eerste wegspringpunt. Yes. Nie omdat hy 'n sekere sonde doen as sondaar nie. Maak nie saak wat se sonde jy doen of nie doen nie, as sondaar jy is verloor omdat jy nie weergebore is nie. Amen. So ek dink die groot ding is, ons moet ons oë wegkry van die ander ou se sonde Yes. en begin bid vir elkeen se siel, want baie keer, en dit is so, jy kyk so vas aan daai ou se wat eintlik is dit jou afkeer in die lewe. Dis baie keer nie is regtig partykeer sonde soos in ons vas sonde verstaan nie. Ja. Dis net omdat jy 'n afkeer het in sekere goeters, voel jy daai persoon het sonde. Dit is die En waarheid, dit is waar ons oordeel begin verkeerd raak. Ja, want ons wil baie keer die sondaar maniere leer. Ons wil hê, hou op rook, hou op drink, hou op vloek, hou op dit, hou op dat. En dan voel ons as die ou opgehou het, dan voel ons sommer so opgewonde, want hierdie ou het opgehou drink, en hy het opgehou rook, en hy het opgehou wat al hy wil doen. Dit gaan hom nie hemel toe vat nie. As sy siel nie gered is nie, gaan hy nie hemel toe nie. So, dit is die clincher. Okay? So, jy moet weergebore word, jy moet jou hart vir die Here gee, om hemel toe te kan gaan. En dan sal al daai ander dinge, wat in elk geval 'n probleem is in jou lewe, begin uitsorteer. Maar die probleem is, mense gee nie hulle harte vir die Here nie, hulle probeer 'n goeie lewe lei. Hulle probeer met goeie dade in die koninkryk van God inkom. Jy moet jou hart vir die Here gee. En ons kan nie mense gaan maniere leer nie, ons moet vir hulle bid, en as die geleentheid voorkom, dat ons hulle wel na die Here toe lei, sodat hulle siel gered kan word, sodat dinge in hulle lewe kan verander. Ons wil hom andersom doen. Ons wil hulle eers uitsorteer, en dan op 'n stadium is hulle goed genoeg om by die Here uit te kom. Nee, kom soos jy is. Kom neem die Here aan, maak jou hart oop vir hom, en dan kan hy in jou lewe begin werk. Okay. Hy sê, moenie, vers 6, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi jou parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai, en julle verskeer nie. Nou dit is wat ons nou so baie gepraat het. Jy praat nie met 'n wêreldse ou oor enige kennis van die woord nie. Jy gaan nie na iemand toe en jy sê vir hom, nee, jy glo nou verkeerd, en jy glo verkeerd, en jy glo verkeerd. Want nou bring jy dit wat heilig is, dit wat die woord is, want die woord is heilig, die woord is rein. Dis rein woorde. Nou bring jy dit voor mense wat nie verstaan nie. En as hy nie verstaan nie, gaan hy dit vertrap, hy gaan dit verag wat jy sê, en dan voel jy seer in jou innerlike. So wat het jy kom doen? Jy het dit wat in jou innerlike is, voor iemand kom gooi, wat nie verstaan nie, wat dit verag het, wat dit nie wou aanneem nie. En nou voel jy vertrap in jou binneste. En dis hoekom die woord vir ons sê, dat ons moet dit nie voor mense bring wat nie verstaan nie, wat nie gered is nie. Want ons wil baie keer soveel kennis na mense te bring wat nie gered is nie, behalwe om vir hulle te sê, jou hart moet uitgesorteer word, jy moet jou hart vir die Here gee. Dis al wat jy vir 'n sondaar sê. Verder as dit, kan jy niks met hom in die woord deel nie, want dit maak hom hard, daai kennis maak hom hard. Hulle voel maar aan trots op dit wat hulle weet van die woord, maar dit verander nie, dit maak hard. So dis 'n groot saak. Nou kom ons kyk gaan Spreuke 23 vers 9, dis nou vir my so mooi skrif. Hy sê, spreek nie woorde voor die ore van 'n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag. En dit is presies hoe dit is. En ons raak seer en moedeloos, wanneer mense nie dit wil aanneem wat ons vir hulle probeer oordra nie, behalwe wedergeboorte. En as 'n persoon nie reg is vir daai wedergeboorte nie, los, bid verder, daar sal 'n geleentheid kom, dat jy met die persoon kan praat. Spreuke 9 vers 8, bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse, en hy sal jou lief hê. So jy kan met 'n wyse persoon, iemand wat die Here dien, kan jy mee gesels, jy kan dinge uitsorteer, jy kan die woord met hom deel, en hy sal vir jou lief wees, want dit gaan sy innerlike losmaak, dit gaan sy innerlike vrymaak, want hy dien die Here, hy verstaan, hy die gees van God in sy hart, en in sy innerlike. Maar die persoon wat niks het nie, hy kan vir jou sê, hy gaan vir jou haat. En hoeveel het ons, toe ons so onwys was met die woord van die Here, jy kom op mense af, jy praat nie oor wat hulle verkeerd doen, en jy gaan te kere, en dit laat jou
in daai posisie wees dat mense jou haat. En dit gaan gebeur, glo vir my, dit gaan nie anders wees nie. Want die woord op daardie stadium, daai persoon verstaan dit nie, hy verwerp dit, hy verag dit en hy gaan jou haat wat dit vir hom oorgedra het. Okay, so ek dink ons het hom. Ons het al baie daaroor Ja, want gepraat. baie keer wat gebeur is, as jy 'n ou oordeel op sy sonde, 'n sondaar op sy sonde, dan draai hy dadelik om en hy sê, het jy nie foute nie? Yes. Dan begin jy, ja, ek het foute, maar Ja, dan weet jy wat om te sê nie. die groot ding is, dit gaan oor die wedergeboorte, en as 'n mens dit reg verstaan en reg verduidelik, en ek meen of die ou dit nou aanvaar of verwerp, dit is irrelevant, maar ten minste in jou hart, weet jy die regte saak oorgebring, en as jy die regte saak oorbring, daai woord wat jy met hom gedeel het, gaan in sy binneste praat. Yes. En elke persoon, maak nie saak wie dit is nie, hy weet presies wat is sonde. Is waar. Jy hoef vir niemand te vertel wat is verkeerd. Ek meen die sondaars het my hoeveel keer in my lewe uitgedaag. Hy weet wat is sonde. Ek sê vir hom, gee jou hart vir die Here. Ja, maar dis nie verkeerd nie, dis nie verkeerd. Sê ek het mos nou nie daaroor gepraat nie. Ja. Ek het mos nou niks van daai goeders genoem nie. Dit gaan oor jy met jou hart vir die Here gee. Kom ons begin by 'n punt. Yes. En dan kan die Here jou verlos en vrymaak van dit wat jy voel is verkeerd, wat ek meen 'n sondaar kom dadelik uit by dit wat hy verkeerd doen. Is so. Eintlik is 'n sondaar baie keer meer eerlik as 'n kind van die Here. Yes. Ja, so dit is net amazing om daaraan te dink. Ja, die ding is ook, wat ek ook net gou hier wil noem, ons kan geen geestelike hulp vir iemand bied as hy 'n sondaar is nie. Yes. Ons kan nie gaan probeer vloeke breek en dinge losmaak in sy lewe en sulke dinge nie. Onthou net die Here Jesus Christus, as jy hom aanneem, breek die vloek. Vloek, amen. Dis die enigste manier wat 'n vloek kan breek. Okay? En dan is dit gebreek. Dan is dit gebreek. Al wat baie keer daarna gebeur is, jy sit in 'n geaardheid wat opgebou is in die wêreld. Yes. En nou moet daai geaardheid uitsorteer. Jy sit nie meer onder die vloek nie, die vloek is gebreek. En dit is baie kinders van die Here gaan so aan oor vloeke breek en om mense te beraad en dinge te doen. Maar ek kan vir julle sê, as jy verstaan in jou hart en in jou innerlike dat jy kan daai persoon nou net bedien om daai geaardheid uit te sorteer wat opgebou is in die wêreld. Yes. Okay. So dit is 'n groot verwarring in die kind van die Here se lewe. Nou kom ons gaan aan. Hy sê vers 7: Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Nou dadelik word ons, ons moet net kom klop by die Here oor aardse dinge en God moet dit vir ons gee, want sy woord sê, as ek kom klop, moet hy vir my gee. En waaroor gaan hierdie in konteks? Dis so mooi. Dis 'n sondaar wat sy hart oopmaak. Hy kom soek die Here, hy kom klop, hy maak daai hart oop, want hy wil gered word, hy wil verlos word, hy wil vrykom. En natuurlik, as jou hart uitroep voor die Here, vir redding en verlossing, sal die Here Jesus Christus die deur oopmaak, sodat jy hom kan aanneem en dat jy versoening kan kry met jou hemelse Vader. So al hierdie dinge gaan oor geestelike dinge, jy wat jou hart oopmaak, jy wat kom klop, jy wat kom soek, en hy sal die deur oopmaak, sodat jy gered kan word. Nou sê hy is verder so mooi. Nou, hierdie is 'n ander storie, want mense voel met hierdie verse wat volg, as jy hierdie Here iets spesifiek vra, sal hy nie vir jou iets anders gee, aards nie. Okay, kom ons gaan kyk, waar gaan hierdie? Vers 9, of watter mense is daar onder julle, as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee, of as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan hom wat hom bid. Nou, as 'n mens jou hart vir die Here gee, as jy kom klop en die Here maak oop en jy kom tot wedergeboorte, jy ontvang die Gees van God, dit is wat die God vir jou gee. Hy gaan nie vir jou iets anders gee nie. Hy gaan die Gees vir jou gee, wat jy nodig het in jou lewe, om jou geestelike pad te stap, sodat hy jou hulp kan wees. Die Gees van God is jou hulp. En dit is in jou hart en jou innerlike. En dit help jou om hierdie pad te stap, in reinheid en in waarheid. Want die Gees van God is daar, om te, nou is die woord uit my kop uit, om te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. So die Gees van God is nou in jou innerlike. Nou, oortuig God se Gees jou van dit wat jy verkeerd doen. Nou kan jy
na die Vader toe kom deur die Here Jesus Christus en deur die lewe van die Here Jesus Christus, sy offer, sy versoening met die Vader, mag jy nou vergifnis kry. Okay? So dis wat God vir jou gee. Hy gee vir jou niks sleg nie. Hy gee vir jou die goeie. Dis die beste wat God vir jou kan gee, is sy Gees. Amen. Sodat jou lewe kan uitsorteer, sodat jy hierdie hulp kan hê in jou lewe om die pad in hom te stap. So dit gaan niks oor uiterlike goed. Jesus Christus het niks oor uiterlike dinge kom bedien dat ons net mag vra en kry en doen en al die dinge nie. Hy het vir die mense gesê, julle volg my net vir die brood. Yes. En dit het gegaan oor 'n ander saak. Maar die mens sien altyd net die brood. Net dit wat hulle uit die deel uit kan kry. En wat jy moet kry as kind van God, is die Gees. Wat aan jou hulp is. Yes. So dis so mooi. Ons lees nog net so 2 verse, dan gaan ons afsluit. Ek sien is al lank. Hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. So, en dit is eintlik verskriklik om daarin te dink. Die meerderheid van die mens, al het God die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat almal gered kan word, is daar 'n handjievol wat die Here aanneem en hom werklik dien. Daar's baie wat hulle harte op 'n stadium oopgemaak het op 'n manier en hulle sê hulle is weergebore en al die dinge, maar hulle stap nie die pad nie. Hulle val onmiddellik terug na wedergeboorte. Daai baba gaan weer dood wat gebore is. Dis erg om daarin te dink. En natuurlik is daar baie wat glad niks van die Here wil weet nie. Whatever die Here doen en uitsorteer, hulle neem nooit die Here aan nie. Nou, daar is verskriklik baie wat die pad stap hel toe. En hulle stap hom met blydskap. Want hulle gee nie om nie. Maar dan is daar die handjievol wat die nou poort, die pad stap om hemel toe te gaan. En op daai pad, die nou poort, daar is nie plek vir luggage nie. Daar is nie plek vir al die dinge wat ons wil saam sleep nie. En dit is hoekom jou lewe moet uitsorteer wanneer jy die Here dien. As 'n mens bly goed saam sleep en saam sleep en saam sleep en nie laat gaan nie, nie vergewe nie vryspreek nie uitsorteer jou geaardheid, jou gesindheid en al die dinge nie. Dis goed wat jy saam sleep. En dit kan nie deur daai nou poort gaan nie. Dit moet uitsorteer. Dit kan die hemel toe gaan nie. So ons moet hierso 'n rein en heilige lewe soos God. Anders sal sy koninkryk nie ingaan nie. So ons moet hierdie ywer hê, ons moet hierdie ywer in ons lewe hê om werklik te lewe volgens God se woord, om daai reinheid en lewe en waarheid in ons lewe te behou en uit te sorteer. Nou wanneer 'n mens die woord so aanneem, moet dinge in jou lewe uitsorteer. Eider gaan jy jou rug op die Here draai en voel die woorde is hard, of jy gaan dit so aanneem en lief kry en jou hele lewe gaan verander. So dit is wat gebeur, ons moet volgens die woord lewe. Ons kan nie volgens mense se praatjies lewe nie. Want baie keer ook in die Christelike wêreld, daar's soveel klisjées en dinge en goedjies wat oorgedra word en die een na op die ander een en dis hoe ons dit doen en dit gaan vir dekades so aan. Maar dit is nie die woord nie. Want die woord maak vry, die waarheid van die woord maak vry, dit maak los. So dis wat ons moet aanneem en doen. Ons moet dit toepas, dis geloof. Geloof is toepas, geloof is doen. Amen. Jy hoor nie net nie, want dan is jy maar net 'n hoorder. Yes. Maar as jy dit aanneem, is jy 'n dader van die woord. Okay, so hier op hierdie punt gaan ek vir ons speel die nou poort en dan gaan ons afsluit vanoggend met hierdie deel tot by vers 14. So ons begin môre met donderdag met vers 15, maar pas op vir die valse profete. So dan gaan ons lekker daaroor gesels. So julle moet 'n baie lekker dag hê. Ons dink aan almal, ons bid vir almal. Oorwin vandag. Ek wil julle aanmoedig, oorwin deur die woord wat ons gehoor het, wat ons aanneem, wat ons toepas. Amen. Okay. So lekker bly. Awadi vir jou lekker vandag. Ons dink aan jou, ons dink aan Amorytjie met daai bloeding en dinge en ons bly bid ook vir Alfred in die hospitaal. Dit gaan beter met hom, maar ons bly vir hom bid dat die Here hom ook verder sal help. Lekker bly julle, lief vir almal. Bye. Gaan in deur die nou poort, wyd is die pad,
gaan daarin. Die poort is nou, die pad is smal, na die lewe, daar is min waar het vind. Betree die nou poort, deur bekering, afleef van die ou lewe, die nou poort, verg harde werk, rein en heilig, soos ons Vader in die hemel. Die poort is nou, die pad is smal, wat na die lewe lei, daar is min waar het vind. Betree die nou poort, deur bekering, afleef van die ou lewe, die nou poort, verg harde werk, om rein en heilig te lewe, soos ons Vader in die hemel. Die nou poort, verg harde werk, rein en heilig, soos ons Vader in die hemel.